So ons is nou maar 'n paar weke van geloftedag af. En dit is 'n baie spesiale dag vir ons Afrikaners om 'n bietjie weer eens te besin oor wie ons is, waar ons vandaan kom en waarheen ons op pad is. Maar die gebeure wat ons beleef het, die afgelope viering van Heldedag, die 10de Oktober daar op Orania, toe die Kruger monument onthul is, dit draal nog in my gedagtes. En veral die boodskap wat Hannes Neet, die hoof van Helpende Hand, wat hy daar gelewer het. 'n boodskap met baie erns vir ons mense in hierdie tyd. 'n boodskap wat eerstens vir ons sê dat die monument self, die Kruger monument, wat daar onthul is, is natuurlik net 'n replika van die een wat op Kerkplein staan, dat daardie monument met ons praat. Dit praat met ons oor die wonderlike verlede wat daar vir ons was, die wonderlike genade van 'n verbondsgod wat vir ons daardie verlede gegee het, maar dat daardie God ons ook oproep om aan die toekoms aandag te skenk. En dan noem hy veral drie dinge wat baie, baie belangrik sal wees vir die Afrikaner se toekoms. Maar moenie vergeet nie. Jy moenie dat ons kinders vergeet nie. Moenie dat hulle ooit nalat om te weet wie is God, wie is ons volk en waarheen is ons op pad. Maar as een voorwaarde aan. En nou moet jy die Warmkruis vergeet. Nou moet jy mooi hoor. As een voorwaarde aan wat vandag hier gebeur. En ek het die verantwoordelikheid om as 'n medevolksgenoot dit met jou te deel. En dis vir die Afrikaner om vandag te sê, as ons vorentoe wil gaan, dan is hierdie monument en die onthulling daarvan vir ons wesenlik rondom drie dinge wat ons moet regkry. As ons dit nie regkry nie, dan beteken vandag niks, dan beteken jou Warmkruis hier niks, dan beteken die onthulling niks, dan beteken al die sweet en arbeid tot hier niks. En dis die drie dinge wat ons moet in orde kry. Ons huis, ons skool en ons kerk. Want as daai verbondsonderrig en die verbondsgod en die verbondsrigting nie dieselfde taal gaan praat nie, dan vernietig ons onsself van binne. Daardie driehoek van voorwaarde vir vandag se monument is wesenlik huis, skool en kerk moet ons in orde kry. Daarom moet ons ons huise in orde kry om hierdie beeld betekenis te gee. En ons moet ons kerke in orde kry om betekenis hieraan te gee. En ons moet ons skole in orde kry om betekenis hieraan te gee. Anders help hierdie net niks. Maar as dit in orde kom, en as ons dit hoor, en as ons dit in orde plaas, dan weet ons dat hierdie is wesenlik vir 'n pad vorentoe. Dan word dit 'n lewende monument van onthou. Onderrig vir 'n verbondsgod, vir 'n verbondstoekoms. Daarsonder is ons niks. En hoe gaan ons dan vorentoe? Die Afrikaner het dit elke maal moes doen. Die antwoord is eenvoudig: in God. En elke keer van die begin van ons bestaan was in God twee dinge. Jy moet nie mekaar raak nie. Dis onderrig en huis, skool en kerk wat dieselfde praat. En jy moet hoor, is in God. Maar die basis van die volk elke keer van vorentoe gaan was in onderrig en werk. Dis al. Niks is meer nodig nie. 'n verbondsgod, verbondsonderrig en verbondsarbeid.
As jy daardie lyn verstaan, verstaan jy wat die toekoms beteken. As jy dit hoor, dan weet jy dat hierdie monument vandag so wesenlik is. Daarom is vandag so groot, daarom is vandag so histories, daarom hoef ons nie te wag tot almal verstaan nie, ons hoef nie wag tot almal begryp nie, ons kan nie wag nie. Hierdie monument is deel van 'n plein. Maar hierdie plein, hierdie dorpsplein en stadskern gaan niks beteken as ons nie die klokke van God se kerk hoor weer galm oor hierdie streek nie. Dit gaan niks beteken as ons die kerk van God bestry nie. Dit gaan niks beteken as ons dit nie hoor nie. Dit gaan niks beteken as ons kinders nie onderrig word nie. Dit gaan niks beteken as ons nie verbondsonderrig begryp nie. Harde werk sal dan vanselfsprekend wees. Daarom wag ons nie. Daarom wag ons nie vir vandag nie, want by die onthulling van hierdie replika adem dit oor die geslagte. Vorentoe, net vorentoe.